Mooi om vanoggend die Bybel saam met my oop te maak by Filippense. Vir die kinders wat vanoggend by ons is maklik om Filippense te onthou. Filippense. Sê jy onthou? Filippense. Jy kan net vir juffrou op die skool gaan vra. Juffrou, hoe onthou jy Filippense? Juffrou, weet jy die minste van nou? Of die meneer? Ja, ek moet die glimlag so, ja, jy weet. Filippense hoofstuk 3, voluit na voluit. Voluit na voluit. Ek wil jou 'n bietjie vra om oor iets na te dink. Terwyl jy met die teks voor die oop sit. Wat laat jou in die oggend opstaan en aangaan? Nie net vanoggend nie, in die algemeen. Want wie, daar's genoeg in ons wêreld dat 'n mens eintlik maar net jou kamer deur toe sluit onder die kombers lê. As genoeg goeters om oor sleg te voel, oor kommer te wees, oor negatief te wees. Wat laat jou elke dag opstaan en aangaan? Ek gaan nie vra dat jy antwoord nie, so jy hoef nie net vlak te dink nie, jy kan lekker diep dink. Van ons is al ouer, en ons weet as ons opstaan, klim ons uit die moeras in met die lyf wat nie wil werk nie. Van ons het moeilike goed om te hanteer. Wat laat jou opstaan en aangaan? Dink 'n bietjie daaroor terwyl ons besig is. Ek het nou die dag gelees dat die vinnigste man in die wêreld, Usain Bolt, as hy al die tyd van wat hy op die Olimpiese spele gehardloop het, 400 meters, 100 meters en 200 meters, dan het hy in sy loopbaan, en wat 'n ongelooflike loopbaan, wat rekords gehardloop het, wat waarskynlik nog vir jare gaan staan, wat in glorie gebaai was op die Olimpiese spele, het hy in totaal so ongeveer 8 minute gehardloop. 400, 200 en 100. Waarvoor hy 20 jaar gewerk het. En mense, hy het een of twee keer in 'n onderhoud gesê, mense vra nooit oor die 20 jaar nie. Hulle vra altyd oor die 9.58 sekondes, of die 19.7, of die nuwe wêreldrekord in die 400 aflos. Wat is die sleutel of die geheime bestanddeel van sukses? Wat maak dat Usain Bolt en ek en jy opstaan en vorentoe gaan, terwyl daar nog nie noodwendig sukses op die tafel is? Is dit talent? Party mense is maar net gelukkig, hulle het dit makliker as ander. Is dit geleentheid? Party mense is maar net gelukkig, hulle het 'n beurt gekry, iemand het vir hulle gehelp met iets, hulle was in 'n goeie skool, hulle was wat ook al. Is dit middele? Ja, dit is makliker as jou ouers ryk is om vorentoe te gaan in die lewe. As jy ryk ouers het, dan kan jy baie dinge bereik in die lewe. Is dit harde werk om dag vir dag, uur vir uur die nodige te doen wat gedoen moet word, om deur te druk? Vandag se teks gaan ons help om so 'n bietjie daaroor na te dink. Paulus sê vir ons in hierdie teks, wat is sy definisie van sukses? En hy sê vir ons, wat is die geheime bestanddeel om hierdie sukses te beleef? Dankie Pierre. Eers wil ek het nou weer vasgehou by 2 Griekse woorde. Ek kan nie eens ordentlik Grieks lees nie, Prof Piet, maar dan moet ek dit nou gaan opsoek in die ding,
ek het daarby vasgehak. 2 belangrike woorde in die teks, wat ek wil hê jy moet net 'n nota van maak. Kyk by vers 6, 12 en 14, as ons nou lees, die Griekse woord is dioko, D-I-O-K-O in Afrikaans, dioko. Dit is om te jag, om iets te jaag, om iets te vervolg, om iets te dryf, om dit agterna te sit. En die ander woord is teleios, as jy kyk by vers 12, as ons daar kom, beteken om gevoltooi, perfek, volwasse, volledig uitgegroei te wees. Gaan oor om jou doel te bereik. Om jou doel te bereik. Die hoeko om opgewonde na te jaag. Teleios om jou doel te bereik. Lees saam met my by Filippense 3 van vers 4 se tweede deel. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Kom ek maak net vir jou, ek gaan nie die vorige stuk lees nie, waarmee hy besig is om te praat oor die besnydenis van die hart. Hy sê, het gaan nie oor die uiterlike nie, het gaan oor die innerlike. Nou sê hy, praat hy van homself, hy sê, as dit belangrik was om op die uiterlike te vertrou, die goed wat ander mense kan sien, as ek daaroor, ek nog meer. Hy sê, ek is op die 8ste dag besny, presies op die regte tyd, van geboorte Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër, en 'n wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk. Daar was die eerste keer wat daai woord voorkom, die hooko, in my ywer, 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te kry, onberisplik. As ek iets gehad het om te bring by God, dan ek het baie oor te bring. As ek iets wil oorbreng. Maar dan sê vers 7, wat vir my eers 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos. Want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Gee maar volgende skryf eens op die papier. Daar is die teksverse wat ek nou lees op die skerm. Sien nou nie jou Bybel by jou nie. So, wat eers vir my 'n bate was, met ander woorde, daar was 'n stadium in my lewe wat hierdie uiterlike goed vir my belangrik was. So Paulus is op die manier in 'n oorgangsoomblik. Sekere goed was my belangrik. Ek beskou dit nou as waardeloos. Al my tradisie en my kennis en my status en my alle goed. Beskou dit as waardeloos. Want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Die woord ken in die Bybel, Ou en Nuwe Testament, is 'n woord wat bedoel met intimiteit, verhoudingsintimiteit. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerklik, aggressiewe woord verwerklik. Ek wil niks aan my te doen het, maak my naar. Sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Christus te ken, het hy geheel. Christus as bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek omdat ek glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens hom glo. Wat sê hy vir hom? Wat is sukses? Wat is vir my belangrik? Wat is dit wat ek nastreef? Wat is die ding wat ek wil voltooi, wat ek voluit van wil hê? Ek wil vir Christus ken, intiem ken. Ek wil nie feite kennis van hom nie. Laat nie ek lees boeke oor my vrou. Ek moet saam met haar tyd spandeer. Ek moet haar ken. Ek het dit prys gegee sodat ek as bate Christus kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek, omdat ek in hom glo. En dan herhaal hy homself op 'n manier. Ek het dit in groen gemerk. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek wil hom ken,
leef, ek wil deel hê in sy lyding hierdie tyd waar ons is. Ek wil myself inleef en deel wees van Christus se lyding, sodat ek deel kan wees van sy opstanding met die dood. Dis Paulus se definisie van sukses. Hy sê wat hy gesien het as sukses. En hy sê, hierdie is wat belangrik is vir my. Ek verstaan myself in die wêreld beter. Dan sê hy in vers 12, ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak. Daar is die derde die hoofkoek. In vers 12, ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het. Maar een ding doen ek, maak my los van wat agter is, ek strek my uit na wat voor is, ek span my in, dan kom hy weer, om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het, in Christus Jesus. Sodat ek die hemelse prys kan behaal, sodat hy volheid kan gebeur. Die lewe is baie eenvoudig, sê Paulus. Ons maak dit kwaai ingewikkeld. Ek weet nie wanneer laas het jy jou skoolgoed wasmasjien se handleiding gelees. Ons het nou die dag genoodgoed om na 'n jaar sonder weer een gekoop op 'n lekker spesiale aanbieding. Ek weet nie wat in die handleiding staan nie. Want eintlik is dit baie eenvoudig. Hulle maak dit vir mense soos ek. Jy skryf hom in, ek moes iemand kry om te installeer, want ek kan nie self nie. En dan maak jy hom oop, en dan vat jy die borde, en al die ander goed, jy maak hom toe, start, dat jy start wil doen. Ons kan die lewe vir ons absolute ingewikkelde nagmerrie maak. Paulus sê, dit is nie belangrik, al die goed wat jy probeer gryp en probeer vashou en probeer ding, hier's waar jy fokus. Christus te ken. Dat ek hom as bate kan verkry en hom kan een wees. En dat ek vrygespreek kan wees omdat ek in Christus glo. Al wat ek wens is om te ken, die krag van sy opstanding te ondervind. Deel teen aan sy lyding, sodat ek deel kan hê aan sy opstanding. Op die einde van jou lewe, sê Paulus, ontdek jy dat dit eintlik alles wat saamhang. Vraag, hoekom dan nie nou daarop fokus en dit najag, soos hy in die teks vir ons skryf? Christus te ken. Die woord courage in Engelse woord, ek ken ek het 'n prentjie af. Die woord courage, moed, dapper, kom van 'n Latynse woord af, cor, spel om C-O-R. Ek wil hom C-O-I-R spel, maar hulle sê nie, C-O-R. En daai woord beteken hart. Hart. To be courageous is to speak and act from your heart. Wat laat mens opstaan elke dag? Wat maak dat hierdie atlete wat 20, 30 jaar oefen, dat hulle daagliks die pyn gaan? Liefde, passie vir dit wat hulle doen. Partykeer is maar swaar om 'n dominee te wees. Nie altyd nie, baie keer is dit baie lekker. Maar as jy jouself nou
lippe in die klippe gepreek het vir 'n jaar en daar het nog nie eintlik veel iets gebeur nie. Jy het jouself lippe in die klippe huisbesoek gedoen en ondersteun en saamgewerk en ontwikkel en dan gebeur nog nie eens iets veel nie. Op 'n stadium kom sit so 'n bietjie in jou klere. Wat maak dat ek jaar vir jaar opstaan, terwyl ek voorberei die Here het my gesê, Jan, wat het gemaak dat jy oor die laaste 30 plus jaar van jou bediening elke jaar opstaan, dat jy elke dag opstaan, dat jy oorstap, en soos jy van die huis af hiernatoe stap, die opgewondenheid in jou begin, maar dit kom in my hart uit. As jy met groot atlete praat, vir 'n vraag wat het gemaak dat jy na die besering teruggekom het in wêreldvorm, dan sal hulle vir jou hierdie maak sê, ek het eendag opgestaan, ek was by die fisio besig om te rehabiliteer, en ek het gedink, wat help dit? En ek het myself gevra, is dit die moeite werd, dat hulle dit doen, en uit my hart uit, hier het gekom, jy is lief vir die ding, waarmee jy besig is. Pieter Stef du Toit is 'n baie goeie voorbeeld van, ek weet nie hoeveel liggaamsparte hy al vervang het in sy pa se tendons, in sy knie ingesit en hy moes al 4 keer opgehou rugby speel het. Toe vra iemand in 'n potgesprek vir hom, hoekom het jy nie opgehou? Raak hy tranerig. I love it, man. I love it. En Pieter, namens Clarence gemeente, wil ons so dankbaar vir jou sê dat jy dit love. Om 22 opleidings in die final te kon tackle het, en trane uit hulle wil het doen. I love it. Wat sê Paulus? Hy sê, wie wat ek jaag dit na met passie. Dis wat my suksesvol maak. Nie dat ek goedjies hier langs die pad het, wat iemand vir my 'n medaljetjie gee en sê, mooi probeer nie. Nee, dit kom uit my hart uit, want ek is lief vir die Here Jesus vir my. Dis hoekom ek vanoggend begin het in ons lofprysingstyd om te vra, om te sê, maar ons sing dat ons Jesus lief het. Is jy dankbaar dat jy verlos is? Is jy bly dat jy Jesus ken? Of is dit maar net nog 'n dag? Opgewonde uit jou hart uit te leef. Daagliks. En nou, Filippense is 'n goeie gemeente. Filippense is nie Korinthe nie. Ons het laasweek gepraat oor Korinthe. Korinthe is 'n perd van 'n ander kleur. Filippense is 'n goeie gemeente, aanhalingstekens. Maar hierdie wat Paulus skryf uit die tronk uit in Rome aan die Filippense. Hy het al die rede in die wêreld om op moedverloorse vlakte te wees. Skryf uit die tronk uit. Sê, hey, Filippense, hey, leef man. Leef uit jou liefde vir Jesus. Leef uit jou hart uit. Live with courage. Leef met moed. Baie praat en spog en raas en is nie moed nie. Moed is 'n stilte wat doen. Kom ek vertel 'n storie oor hierdie stilte wat doen. Dis die Panserskool. Ons is buite op die skietbaan by die Eland 90's. Eland 90 is 'n petrolvoertuig, dis nie 'n dieselvoertuig nie. So hy's eintlik 'n gevaarlike voertuig met bomme binne-in en vonke en goed wat skiet. En terwyl ons besig is met stormbane, slaan een van die Eland 90's in brand. Daar's 3 troepe in, die drywer en die skut en die spanbevelhafter. En ek is op daai stadium met daai skietpunt. En die gebeur so 100 meter van ons af. Nou daai karre is al opgebom, beteken hulle 90 mm ammunisie in sulke rondes gepak in die binnekant van die koepel. En die troepe peel uit, die drywer peel uit, almal peel uit, ons almal staan op 'n veilige afstand. Ons kyk vir die storie.
Nou begin ek my kop sommer maak en sê, maar weet, as die ding begin afgaan, ek weet hoe lyk dit as daar 90 op die skietpunt 'n stuk staal tref, maar seker 45 bomme in daai kar, en ek maak so versigtig dat ek net myself so terugskuif. Ek hoop hulle gedink ek gaan bietjie bid of iets, maar ek is glad nie gemaklik nie. En daar van die tankstormbaan se kant af kom 'n waterbanker aangejaag. Waterbanker is 'n groot watertank lorry. Daar kom die waterbanker in hierdie veld, maar voorspoed, oopketel. En in die waterbanker sit die 190 eskadron se kaptein. Sulke rooi hare, sulke rooi snor. So klein mannetjie, skraal mannetjie. Hy jaag aan met die waterbanker, hang by die venster uit. Hy was ook goeie nie die ding dood nie, soos hy verwykom. Stop die waterbanker reg langs die 190. Spring uit, klim bo op die waterbanker, reg langs die eland. Vat die dik waterpyp, druk hom by die eland se koepel in en draai die pomp oop wat hy pomp. Hy pomp aan eland dat die water oral uitloop. Op die einde, tot die loop die water uit. Moed is 'n stil ding. Hy het water op sy toegemaak, is hy weer terug in die tankskietbaan. Ons het woordeloos afgestaan. Die mense wat met moed leef, wat uit die hart uitleef, jy sien hulle nie. Jy dink is net jy, wat in die oggend opstaan. Jou kinders te versorg, om die dag aan te pak. Dis ons almal. En Paulus sê, omdat ek lief is vir Jesus. Daai atlete sê, omdat ek lief is vir wat ek doen, bring ek my in die oggend op. Hier terugkom na jou vraag wat ek in die begin gevra het. Wat maak jy in die oggend opstaan? Dat is omdat ek lief is vir my man of my vrou. Dis omdat ek lief is vir my kinders en my kleinkinders. Omdat ek lief is vir God. Omdat ek lief is vir hierdie plek waar ek leef. Ek is lief vir hierdie lewe van my. Ek is lief vir die goed waarmee ek besig is. Dit bring my in beroering. Ek jaag dit uit oorgaan. Geloof is nie iets wat jy inpak, soos 'n ekstra paar rand om ergens as jy moeilikheid kom. Geloof definieer jou lewe. Geloof bepaal wie jy is. En Paulus sê dit vir ons. Dis Paastyd, vriende. Volgende week is Palmsondag. En ek wil jou nooi in hierdie Paastyd om opnuut oor jou eie verhouding met Jesus na te dink. En om vir jou leenstoel terugsit en kyk die volgeling van Jesus is. Dan moet ons weer hoor wat die Gees vir die gemeente in Efese gesê het, Openbaring 2. Wat moet ons dit weer hoor? Efese was 'n goeie gemeente. Efese was die gemeente waar Paulus meeste van sy disippels opgelei het en gestuur het in die ou nabye Ooste. Wat sê die Gees? Hy sê, ek weet alles wat julle doen, ek ken julle onvermoeide arbeid en julle verwarding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel met mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie. Julle het gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Fantasties. Wat 'n gemeente. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en ek sal julle lamp van sy plek al wegvat. Here, net nie dit nie. Ja, moet nie net staan en suurstof gebruik nie, ja. Moet nie net so laag brand en suurstof gebruik nie, maak lig. Kom ons bid. Here,
Mag dit nie wees dat daar van ons gemeente gesê word, en van my, en van ons elkeen, dat ons U nie meer so lief het, soos in die begin. Mag dit wees, Here, dat ons in hierdie tyd wat ons na Paasfees stap, opnuut sal ontdek, dat ons verlos is, dat ons gered is, dat U ons lief maak, dat ons nuwe mense is. Here, dat ons nie elke dag oor onsself hoef te val, dat ons gedagtes kan nuut word, dat ons ou muwe idees oor die lewe kan verander. Ja, Here, dat ons, soos ons Tannie Marietjie vir 57 jaar kan saamstap, en ons steeds glimlachend hand in hand op 'n Sondag in die kerk mag sit, en elkeen van ons kan sien, dis lekker om daar huwelik te wees. Here, ons wil hê dat ons verhouding met U so moet wees. En dis my gebed vir my gemeente, en dit moet ons elkeen se gebed wees vir ons gemeente in hierdie tyd, die Paasfeestyd. Dankie dat U vir ons die geleentheid gee hierdie jaar om Paasfees te vier en nie te word. Ek bid dit